So volgende preek ek oor saamgeroep. En vanmôre weet ek dat hierdie boodskap saamgeroep word in meer as 6 gemeentes in Bloemfontein gepreek volgende. Want God is besig met iets nuuts. Want Bloemfontein is bekend, toe ek hier kom, toe sê so 'n paar pastore vir my, ja, die kerke werk nie saam nie. Toe sê ek, dis nou interessant. Hulle het dit vir my gesê in my vorige dorp ook, en dit het nie gewerk nie. Ek is soos mos. Ek groei op jou. Vra my vrou. En ek voel die Here is besig met iets nuuts. En ons is saam geroep. As jy 'n Bybel by jou het, gaan ons baie tyd spandeer vanoggend. Ons gaan net tyd spandeer in Johannes 13. Ekskuus tog. En hierdie was in die laaste oomblikke wat Jesus saam met sy disippels was voor hy gekruisig word. En ek beleef in my gees dat die Here wil iets nuuts doen, ons moet net so 'n bietjie oplet. Hy begin in vers 1. Hy sê, en voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat hy wis dat sy uur gekom het, dat hy uit hierdie wêreld uit sal oorgaan na die Vader, en omdat hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad het tot die einde toe. En in hierdie verhaal wat ons vanmôre gaan deurspraat, gaan ek jou ook bietjie oor jou vooropgestelde idee van wat in hierdie verhaal gebeur, want van julle het nou dadelik die hoofopskrif gelees in die bold letters bo vers 13 wat sê Jesus was sy disippels se voete. Maar iets interessants gebeur rakende hierdie, want jy sien baie keer is ons so gefokus op die was van die voete dat ons die motief agter dit vergeet het en ons het ook die foute nie raak gesien nie. Want ek gaan jou dalk vanmôre 'n bietjie uitbeeld want daar was foute gemaak. Van die maaltyd het hy opgestaan en hy het sy boekleed uitgetrek om 'n doek te vorm. Nou ek het nou nie 'n boekleed nie, maar ek het hierdie blou doek. As die iemand se tafeldoek is, ek weet hy was groter, hy is nou nie meer nie. Jy het hom vir die kerk gegee, en nou kan ons met hom maak wat ons wil. Amen. Hy vat hierdie doek en die woord sê, doek geneem en hy het om homself vasgemaak. Nou ek sien die prentjie so, dis nie die doek nie. My arms het korter geword soos ek ouer word, ek weet nie wat gaan hier aan nie. En hy maak hier die doek om sy middel vas. Hy het daarna water in 'n bak gegooi en hy het die voete van sy disippels begin was en afdroog met die doek wat hy om hom gehad het. Nou ek wil vanmôre vir jou hierdie prentjie kom skets. Want die betekenis van Jesus wat die disippels se voete was, weet ons is 'n daad van nederigheid en was van diensbaarheid en hy het kom wys dat hy as koning wat Jesus is, die hoogste gesag, kan ook neerbuig en voete was. Hoeveel preke het ons al daarvan gehoor? Nee? En hoeveel openbarings het ons al daarvan gehad? Want die meester het die dienskneg geword. Jesus het sy kroon verruil vir 'n voorskoot. Nou ek wou vir julle so baie nice voorskoot aantrek wat sê braai baas. Maar toe dog ek nie, ek wil nou nie brag hier by die kerk nie. Ek het nie so voorskoot nie, ek het hom toe nie gekoop nie. En Jesus, julle in die begin,
wat sê, hy weet dat sy tyd het nader gekom om na die Vader te gaan, so wat vir ons kom sê is, hy het alles geweet wat in hierdie oomblik gaan gebeur. Het jy geweet dat ons as mense nie daai vermoë nie? Hoeveel van julle kan nie 'n geheim hou nie? So min hande gaan op julle is jokkers in die kerk. As ek weet, ek gaan hier loop en ek gaan daar val, dink julle ek gaan daar loop? Jesus het die vermoë gehad om te weet waar hy gaan val en nog steeds daar geloop, want hy die wil van die Vader geken. Julle gaan nou verstaan wat ek daar bedoel, met my voorskoot aan. Want as jy reg onthou, het Judas geheime planne gehad. Onthou julle dit? Judas het geheime planne gehad en Jesus het dit geweet. Jesus het geweet dat sekere dinge vir die mense om hom, sy disippels, verborgene was. Hy het geweet dat van hulle weet nie wat Judas beplan nie. Hy het wel geweet en het hy vir iemand vertel. Kan ek vir jou sê hoekom die vyand baie keer mense teen my en jou gebruik? Want ons vertel vir hulle wat die vyand beplan. Dan is hulle nie geestelik op 'n plek om saam met my te bid nie, hulle is daar om my ook te veroordeel. En weet jy hoeveel mense kry seer in die kerk omdat ek iemand vertrou het met iets wat ek by seer gekry het. Nou sit ek in 'n vertrek met iemand en ek het hulle lanklaas gesien hier in die stad en ek praat saam met iemand en hulle sê, Bux het jou seker vertel en die ou sê nee, Bux het my niks gesê nie. En hy kyk my so, hy sê ek was seker jy het vertel. Ek sê nee, jy wou my vertel het om hom te vertel dat jy goed lyk, dis nie my plek nie. My plek is om jou lief te hê. Maar raak jy so stil. Here, ek het al geskinder by iemand in die kerk oor 'n geheim. Bely. Maak so. Stout. In vers 9 kom hy en Jesus sê, vers 7, Jesus sê, jy begryp nie wat ek nou doen nie, maar jy sal dit hierna verstaan. Jesus verwys na sy kruisiging, hy verwys na wat gaan gebeur, en hy sê, julle gaan nie nou verstaan, hoekom ek nou al myself voor julle verneder en verontmoedig, en nederig voor julle buig en julle voete was nie, julle gaan dit nie nou verstaan nie, en Petrus sê vir hom, u sal my voete der ewigheid nie was nie, want Petrus sien wie Jesus is, hy sien die grootheid van wie Jesus is, en hy voel by homself, Here, ek is nie waardig, dat u my voete kan was nie. En Jesus antwoord hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. En hierdie is my interessant, want ek voel ons mis hierdie. Want Simon Petrus sê toe vir hom die volgende, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop, was my heeltemal. In vers 10 sê iets moois, Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein, en julle is rein, maar nie almal nie. Hy het geweet wie sou hom verraai, sê die volgende vers. Hy het geweet dat Judas daar sit. En Petrus kom eerstens met sy, ek wil half sê, sy hele oorgee aan die Here. En hy sê, Here, as ek dan nie deel van u kan hê nie, as u dan nie my voete kan was nie, en ek nie deel van u kan hê nie, Here, dan wil ek eerder alles hê. So hy is so gretig vir alles van die Here. En Jesus sê vir hom die volgende, as jy reeds deur my gereinig is, hoef jy nie jouself weer te was nie. En ek wil vir jou iets sê, want is 'n paar dinge wat ons partykeer mislees. Want jy sien,
Partykeer gee die Here vir my en jou 'n woord, soos dat vanoggend gebeur het en ons het geskuif en ons het beweeg en die Heilige Gees het gewerk en dan kom ek en jy op 'n plek wat ons hals oor kop in iets inspring. En ek dink partykeer probeer ons die Here vooruit hardloop, net soos Petrus half eintlik die verkeerde koers hier gevat het. Hy was so gretig vir die Here, dat hy vir hom gesê het, ek die Here, moenie net my voete was nie, was alles. Wat het gebeur op daardie oomblik? Die Here wou vir hom iets kom wys van die significance, van die mooiheid, van die feit dat ek jou voete gaan was, dit wat die vuilste deel van jou voete was, het jy geweet, hulle het net met plakkies rondgeloop, het was sleg vuil voete. En Jesus het gesê, ek sal neerbuig en hierdie vuil rooi grondvoete van jou was, met jou skurwe hakke. Jesus probeer vir hom iets wys van wat dit is om nederig te wees, en dan buig hy neer, en hierdie wil ek vanmôre vir jou kom sê, wat vir my so uitgestaan het is, hy het letterlik 'n stuk van sy klere gevat. Hy het dit afgehaal, hy het dit om homself gebind, en kan ek vir jou sê, wat sien ek in my geestesoog? Die volgende, hy het dit om homself gebind, toe gaan sit hy, met dit wat hy om homself gebind het, en hy sê vir hulle, kom sit jou voet hier neer. Hy was die voete, en hy sê, kom sit jou voet hier neer. En hy droog hulle voete af, met 'n stukkie van sy boekleed. En hy kom droog hulle voete af. En hy kom sê, nou het julle deel aan my. Jy moet vanoggend verstaan wat doen Jesus. Hy kom gee vir ons 'n stukkie van homself. En ek wil vanmôre dit so ver vat om te sê, jy het nie 'n stukkie van Jesus nodig, dat ek jou voete moet was daarvoor nie. Jy sien, want ons hardloop hals oor kop, partykeer en nie, ek gaan hom net nou afhaal, en jy weet nie hoe lyk ek met hom, want hy laat my verskriklik warm kry. Jesus sien Petrus se nederigheid raak in die feit dat Here, ek wil soveel deel van U hê dat U alles van my sal was. Maar hy besef nie, wat is Jesus besig om in sy toestand van wie hy is te kom verander nie. Want jy sien wat gebeur het is die volgende. En dalk moet jy dit so lees, want ek wil hê jy moet dit so hoor vanmôre. 'n oomblik gelede het hy vir Jesus gesê, Here, jy doen te veel. Jy kan nie, jy wat Jesus is, kan nie my voete was nie, dis te veel. Jy mag dit nie doen nie, dis nie jou plek nie. Asseblief, jy mag nie. Jy mag dit nie doen nie. En 'n oomblik later sê hy vir hom, maar Here, dan doen jy te min. Hy sê vir hom, Here, jy mag nie my voete was nie. En dan sê hy vir hom, Here, dan moet jy my hele kop was. So wat kom sê hy vir hom? Hy sê, Here, dan is die voete was nie genoeg nie. Dan is U nederigheid nie genoeg nie. Was dan eerder alles van my. Nou verstaan ek nie. Besef jy vanmôre wat het hy gedoen? Hy het probeer die werk wat Jesus doen uit sy hande uitvat. En vir hom gesê, Here, dan doen jy te min. En Jesus sê vir hom, as jy een keer gereinig is, jy altyd gereinig, dan sal die voete genoeg wees. Wat kom sê Jesus vir hom? Hy sê vir hom, hierdie klein daad van ek wat jou voete was, is genoeg. Want ek wil vandag vir jou kom sê, 'n dienskneg se werk en sy hart word gewys deur die diens wat hy lewer. Jy geweet dat ons nederigheid begin nie met wat ons doen nie. Dit begin by wat ons bereid is om te ontvang. Hoor mooi. Ons diensbaarheid begin nie by wat ons gee nie. Begin by wat ons bereid is om te ontvang. Want Petrus was bereid om te ontvang alles.
En toe is dit vir hom te min, toe die Here vir hom sê, ek wil net jou voete was. Want jy gaan dit nie nou verstaan nie, maar later gaan jy. Het jy geweet dat as jy iemand se voete was, dan kondig jy 'n nuwe seisoen aan? Het jy dit geweet? Jesus was sy disippels se voete, want hy kondig 'n nuwe seisoen aan. Wat is die seisoen? Jesus gaan aan die kruis sterf, hulle moet die evangelie gaan verkondig. Dit was net vir nuut inligting, van julle het dit nie gevang nie, maar is oké. Kom ons kom terug na wat gebeur toe Jesus die voete was. Die krag van dit wat Jesus doen, het nie gelê in die daad van voete was nie, dit het gelê in die lering wat hy gegee het. Nie gelê in die daad van hy was hulle voete nie, want baie keer kan ons as kinders van die Here dit so heilig maak. Ek sien my knoop is los. Jy het my nie gesê nie. Ek moet jou voete was. Okay, hoekom? Ek is dan klaar gereinig deur die Here. Die lering was belangriker as die daad. Hy kom hier en hy sê, of ek wil dit vanoggend opsom in 2 plekke en in 2 dele. Die eerste een is die feit dat ek en jy moet diensbaar wees. En die tweede een is dat die eenheid wat hier aangespreek word, die feit dat ek en jy saam geroep is. Want jy sien, Jesus kon selfsugtig gewees het en hy kon vir die disippels gesê het, kyk wat ek doen, want net ek kan dit doen. Maar as ek reg onthou in Johannes 4, dan sê Jesus, dat julle sal groter dinge doen, as wat ek gedoen het. Hy kom in vers 12, en hy sê, toe hy dan hulle voete gewas het en sy broodkleed geneem het, gaan hy weer na die tafel en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Julle noem my meester en Here en julle is reg, want dit is wie ek is. As ek dan die Here en die meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. En ek wil hê jy moet verstaan, Jesus praat nie hier van die letterlike voete was deel nie. Hy praat hier van die feit dat ek en jy, net soos wat hy, die Jesus, die koning van die konings, nie kan dink dat ons is verhewe hierdie daad nie. Ons is groter as om onsself te verneder en voor iemand te buig en hulle voete te was of vir iemand iets te doen uit koninkryk uit. Ek wil vanmôre vir jou kom sê, ek het 'n kleintjie dood daarmee as iemand my nie toelaat om die kerk se mat te suig voor diens nie, want ek moet. Hoekom? Want ek is nog steeds nederig voor die Here. Ek buig myself nog steeds neer en sê, dat ek sal altyd dien, maak nie saak wie ek is nie. Maar baie keer is ek en jy op 'n plek wat ons hierdie self-proclaimed titel het, van dit is wie ek in die Here is, dit is wat ek al gedoen het, dit is wie ek kan wees, en as julle dit nie hier raak sien nie, gaan soek ek vir my 'n ander plek om die Here te dien, en dis hoekom mense church hoppers word, want ons wil self raak gesien word, vir dit wat ons kan doen, terwyl die Here sê, ek wil by jou voete kom sit, en ek wil jou iets leer van my hart, wat niks te doen het, met wie jy dink jy is nie. Sjoe, julle raak stil. Vers 5, want ek het julle 'n voorbeeld gegee, net soos ek aan julle gedoen het, om ook so te doen. En dan kom vers 16, hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie, en 'n gesant ook nie groter as die een wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, salig is julle, as julle dit doen. Ek voel iets van julle se tone nou bietjie getrap. Ek is jammer. In die week vra iemand van my, hoe lank is jy al voltyds in die bediening? En ek vra vir hom, gaan dit saak maak? Hy sê ja, ek sê nee, ek vra vir jou eerlik, gaan dit saak maak? Maak dit wat ek sê,
minder gewig dra as gevolg van die tydperk wat ek die Here dien. En die persoon sê vir my ja, en ek sê vir hom, daar mis jy dit, so pas. Niemand het vir Jesus gevra, hoe lank is jy al op die aarde, en hoe lank is jy in jou beroeping en in jou bediening, voordat hulle hom gekruisig het as die koning van die Jode nie. Niemand het vir hom gevra, hoeveel siele het jy al gered nie. Niemand het hom gevra, hoeveel mense het jy al gedoop nie. Niemand het vir hom gevra, hoeveel kerkdienste jy bygewoon nie. Niemand het vir hom gevra, hoeveel bidure het jy gelei, en hoeveel keer het jy vir mense gebid nie. Niemand het dit vir hom gevra nie. Hoekom nie? Kan ek jou sê hoekom nie? Want hulle het hom nooit herken vir wie hy is nie. En kan ek vandag vir jou dit kom sê? Dis die beste plek om te wees. Want jy sien, ons wil herken word vir wie ons is in die Gees. Ons wil herken word vir dit wat die Here doen, terwyl hy, wat al die kennis het, wat weet dat Judas hom gaan verraai, wat weet dat dit wat hy nou gaan doen, gaan vir Judas absoluut niks beteken nie, want hy gaan my nog steeds verraai, het hy nog steeds gaan sit by Judas se voete, en nog steeds sy voete gewas en gesê, het gaan nie oor my nie. Van julle gaan nou sê, yes, maar hierdie pastoor gaan nou heeltemal links, ons wil net gehoor het van voete was. Partykeer in die Engelse woord is so, we are so self-entitled. Ek wil niks voor die Here wees nie. Ek wil wees dit wat hy my geroep het om te wees. En niks anders nie. En die Here het nogal 'n sin vir humor, want hy het my geroep. En mense verstaan dit nie. Ek het in die week met hom gesê, jy seker jy's 'n pastoor? Ek sê, jebo. Hy sê, wat beteken dit vir jou? Ek sê, pastoor beteken vir my niks nie. Maar diensknegt van die Here beteken vir my meer. Klink so heilig, nie? Jesus is bewus van sy gesag. Ek en jy die keuse om hom te kies, om te dien, dat hy vir ons geroep het. Want jy sien, ware grootheid in die koninkryk lê in die feit dat ek nederig sal wees. Lê in die feit dat ek sal lê dat hulle oor my loop om iewers te kom. En terwyl ek die boodskap voorberei, vra die Here vir my 'n vraag. En ek moes mooi introspeksie gaan doen, en ek het vir julle slegte nuus. Dit wat ek doen vir hierdie gemeente, vir die koninkryk, vir Bloemfontein, het niks met julle te doen nie. Niks met die mens nie, want ek doen dit nie vir jou nie. Ek doen dit vir hom. Soos ek met jou nice is, moet jy weet, ek doen dit vir Jesus. As ek met jou beklei, moet jy weet, ek doen dit vir Jesus, Marizaan. As jy voel, ek sit met jou vas. Ai, loof hom, sy het dit nie gehoor nie, sy was besig met die hond. Jy sien, want ons vat baie keer so aanstoot as iemand ons konfronteer met die waarheid of oor die sonde in ons lewens. Ons vat so lank as die pastoor vir jou sê, julle moet skuif. Ek doen dit nie vir jou nie. Ek maak seker dat jy kom dat waar die Here jou wil hê. Want ek doen dit vir hom. Baie keer is die Here soos daai stoute ou wat agter jou staan wanneer jy wil bungee jump en jy doen dit net nie, maar jy klaar die tou aan, dan sê jy soos okay, gaan net. Jesus het gekom as 'n diensknegt. Wat gee my en jou die reg om dit nie te wees nie? Petrus was veral geskok toe Jesus sy voete wil was. Want Petrus het 'n verhouding gehad met die lewende Jesus. En Jesus verduidelik vir hom, hy sê vir hom, daar's 'n doel vir hoekom ek dit doen. En voordat Jesus hierdie doen,
voel ek vir my, hy wys na verskil tussen, en hoor my, tussen bad en was. Jy sien, ek en jy stap baie keer in die kerk in, want ons soek weer eens die verlossing wat die Here reeds vir ons gegee het. Ons soek weer dalk so 'n bietjie regverdiging in ons lewens. Ons soek so 'n bietjie weer, ag Here, vergewe hierdie sonde wat ek al vir 20 jaar doen. Ons soek elke keer daar die nuwe gevoel. Want baie keer kom ek en jy net gou in, en ons verwag om gebad te word, terwyl die Here sê, ek het jou reeds verlos, ek het nodig dat jy net hierdie gou afwas. Hoor jy wat ek sê? Partykeer kom ons in die kerk in met die verwagting, yes, Here, was my weer heeltemal, dan sê Here soos, ek het klaar die prys betaal aan die kruis. Ek weet jy het my hierdie week dalk verloon, maar as gevolg van die feit dat ek klaar die prys betaal het en ek jou geroep het vir diensbaarheid, soek ek jou nie weer op 'n plek wat ek jou moet was van al jou sonde en jou heeltemal moet bad nie. Ek soek jou op die plek wat jy verstaan dat ons almal val kort van die glorie van God en al wat ek nodig het dan ek en jy hier by mekaar kom is om te sê, Here, was my net gou skoon. En kan ek dit bietjie verder vat? Is dit oukei? Jy agterkom as iemand jou voete was, kan jy nêrens heen gaan nie. Ek het nogal 'n ding met vuil voete. Ek doen nie vuil voete nie. Ek doen nie die loopkaalvoet rond en ek is nie daai ou nie. Maar sekere mense, ek wil nie name noem hier, kan kaalvoet loop en dan word sy voete nooit vuil nie en ek kan nie verstaan hoe dit werk nie. Ek haal my voet vir 2 sekondes uit dan sê ek soos, nee! Maar wanneer my voete gewas word, word ek gedwing om te sit. Ek word gedwing om my voet in die water te sit en toe te laat dat iemand my voet was. En dan het ek nog steeds die vermetelheid om te sê, Here, dis nie genoeg nie. Was alles. Jy sien, terwyl ek by die Here sit in sy teenwoordigheid en ek die voorreg het dat hy my voete was, die voorreg het om diensbaarheid te aanvaar, voordat ek diensbaarheid kan gaan gee, sit hy en hy sê, kon net gou 'n bietjie by jou tyd maak. Hy sit die doek op sy skoot en hy sê, sit jou voet hier neer, en terwyl hy jou voet afdroog, tussen jou tone, en hy droog jou voet mooi af, en hy sit hom weer neer, vat hy die tyd, om vir jou te sê, hierdie is genoeg. Ons wil altyd alles na die Here toe bring, terwyl hy kom sê, kom sit net by my, jy het nie al hierdie vrymaking, en al hierdie goed wat ons baie keer by die evangelie bysit, nê? Nodig nie. Hy sê, kom sit net by my. Ek hoef jou nie te bad nie, ek hoef nie jou kop en jou hele lyf te was nie, ek wil eenvoudig by jou kom sit en vir jou kom sê, dat hierdie woord is genoeg. Hierdie woord wat kom verklaar, heilig is hy, groot is hy, aanvaar dit en kom sê, Here, was net my voete. Dis genoeg. Hy kom verder, en ek wil 'n tweede punt, en ek het net 3 punte, moenie worry nie. Julle kyk my met sulke groot oë aan. Toe maar ek was self verbaas toe Here dit vir my uit 'n voete was preek uitgee, maar gister het ons die voorreg gehad om julle weet ons is besig met 'n projek met die naam van Street Store, waar ons vir die minderbevoorregte mense gaan klere gee en goed, en gister is ons besig om klere uit te sorteer. As jy nou vir my 'n size so in die lig hou, dan kan ek vir jou sê wat se size dit is. Tot julle vrouens se weird 16, 17 en sulke goeders. En die mooi ding wat ek besef, is die feit dat ons het almal daar dit vir een rede gedoen, en dis eenheid in die gees, want ons doen dit vir die koninkryk.
En vanmôre preek almal baie meer van die gemeentes as 11, eintlik 13, maar 10 gemeentes wat in hierdie stad as gevolg van hierdie projek hande vat. En dalk as ek hierdie gemeentes vir jou as charismatiese kerk opnoem, gaan jy dalk geskok wees. Want God roep almal. En iets moois word gesê, dat die doktrine, hoor gou mooi, het in my gees gister net so geval, die doktrines waarmee ons baie keer mense diskwalifiseer, word een kant toe geskuif, wanneer ons uit nederigheid uit dien. Want dan gaan dit oor Jesus. Ek het dit net so bygesê, dis verniet. Jesus het kom dien. Jesus nooi ons nie net om te kom dien nie, maar hy nooi ons om ook te kan kom diens ontvang. En die Here challenge my met dit. Want hy sê in vers 14 sê, as ek dan die Here, die meester, julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te was. En hy kom in vers 34 en hy sê iets vir my interessant. Hy sê, 'n nuwe gebod gee ek julle dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. En ek vra myself af, Here, dit klink vir my so 'n bietjie dubbelsinnig wat jy hier sê. Hy sê dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dis ek maar, Here, hoekom sê jy dit 2 keer? Staan dit in jou Bybel ook so? Hy sê, 'n nuwe gebod gee ek julle dat julle mekaar moet lief hê, komma punt. Soos ek julle lief gehad het, komma, moet julle ook mekaar lief hê. En ek sê, Here, moet ek hulle dubbel lief hê? Ek weier. Het jy agtergekom hoe moeilik is dit om mense lief te hê? Nee? Dis moeilik om iemand lief te hê wat jou te nagekom het. Dis moeilik om iemand lief te hê wat nou net met jou beklei het. Dis moeilik om iemand lief te hê wat dalk jou werk gekos het. Dis moeilik om iemand lief te hê wat dalk jou huwelik gekos het. Dis moeilik om mense lief te hê. En Jesus kom sê, ek het julle geleer wat liefde is, so moet julle ook mekaar lief hê. Ek moet vandag vir jou sê, ek is lief vir jou, maar ek like jou nie altyd nie. Nou, dan sê die Bybel, ek moet jou like, sê ek moet jou lief hê. Ek joke net, ek like julle almal. Jy sien, eenheid word gewortel in die feit dat ons mekaar lief het. Nou, julle kan om my bedieningsspan vra, dat ek is openlik oor mense waarvan ek nie hou nie. Ek is baie keer openlik oor mense wat die evangelie verkondig, bietjie skeef. En die Here kom tik my so bietjie oor my vingers en sê, want weet julle wat gebeur? Net nou die dag loop ek iemand raak, en ek en die persoon se evangelie verskil, soos duisternis en lig. Maar ek sien die persoon is in 'n nood. En ek maak so, nee, ek het dit nie gesien, die Here. En die Here sê, jy preek Sondag oor die feit dat ons moet mekaar lief hê. Ek is soos, nee Here, ek doen nie. Ek preek oor voete was. En ek kom weer om die draai en ek sien, ek sê, ek stap na die persoon toe en die skok op die persoon se gesig toe ek groet. Hallo? Ja, hallo. Kyk vir jou. En ek sê, ek is hier om jou te help. Nee, dankie. Ek sê, ek is hier om jou te help. Nee, dankie. Ek is hier om jou te help. Hoekom? Want die Here sê so, kan ons dit net doen. En ek help jou. En ek is klaar. En ons groet so. Dankie, dankie. En ek stap weg en ek sê, Here, as jy vir my sê, ek moet vir hom sê, ek is lief vir hom, gaan ons boks. En ek beleef iets in my hart, van wat Jesus gevoel het,
toe Judas sy voet op sy skoot neersit en Jesus hom was en hom afdroog met 'n stukkie van homself. Elkeen van ons het daai gunsteling hemp, nê? Daai met jou vrou dalk al wil uitgooi. Imagine net gou jy met jou vyand se vuil voet was met daardie hemp. En Jesus vat die kleed en hy sê vir Judas, was sy voete, en ek dink in sy gees voel hy, ek weet jy gaan my verraai vir silwer en goud. Hallo? Ek weet jy gaan my verraai vir geld. Ek gaan nog steeds jou voete was. Ek gaan jou nog steeds lief hê. En ek wonder by myself, as Jesus hierdie eenheid en hierdie goed kom bewys, hoekom sukkel ek en jy om dit te doen? Ek en jy sukkel om iemand lief te hê wat ons te nagekom het. Jesus het sy rol as meester nie in die pad laat staan van die feit dat hy gedien het nie. Ek en jy kan baie keer vir onsself hierdie verskonings, dalk bewuslik, onbewuslik, dalk uitblakend, maar net soos jy wil, vir jouself sê, en dalk gaan jy dit nie hard sê nie, maar dalk sê, ek dink ek's bietjie beter as dit. Ek wil nie so om hierdie mense gesien word nie. Nou nie in die kerk nie, ek praat van staan. Ander Christene, ander kinders van die Here. Ek wil vandag vir jou kom sê, Jesus het tyd gevat terwyl hy nie tyd gehad het nie, om te sit en sy disippels se voete te was om vir hulle iets te leer. Hoeveel keer maak ek en jy nie tyd om iets anders te doen vir iemand? Want dit is dalk benede my, of ek het nie tyd nie, of ek is net nie lus nie. Dit is vir my gemakliker by my huis. Ek gaan nie gaan vir dit wat die kerk nou weer doen nie. Hulle weet tog, hulle ken my hart. Jesus ken jou hart en hy ken jou redes, en ek wil vandag vir jou dit kom sê, omdat hy dit ken. Pas op, dat jy nie probeer iets voorgee wat jy nie is voor die mense, want jy is banger vir daardie oordeel. Vandag wil ek vir jou dit kom sê, ek en jy kan nie in die mense se oë kyk nie, ons moet kyk in sy oë. En ons gaan aan hom moet verduidelik hoekom ons gedoen het, en ja gesê het, en nee gesê het, vir die feit dat hy ons dalk geroep het, om net voete te was. En jy het dalk daar aangekom met jou hele bad, en jou hele squeegee, en 'n oording, en 'n neusding, en 'n haarding, en hy het gesê, ek wil net voete was, wat maak jy met hierdie ding hier? Nee? Ek sluit af met punt nommer 3, en dis vers 17. Hy sê, as julle hierdie dinge weet, salig is julle, as julle dit doen. Ek het vir jou vanmôre slegte nuus. Jy weet dit nou. Jy het dit nou gehoor. En nou dat jy dit weet, moet jy dit doen. Jy geweet die Here het nie net die pastoor geroep nie. En jy geweet dat die Here nie net 11 mense geroep het om op 'n Sondag aand hier te bid nie, ons is baie meer as dit. Maar jy geweet dat die Here meer van ons roep om te doen vir sy koninkryk. En ek praat nie vandag, en ek wil hê jy moet my hart hoor, want dit is tyd dat ek en jy in dis punt nommer 3 oorgaan in aksie met dit wat ons weet. En kan ek jou sê, ons dink gewoonlik dat wanneer ons goed doen vir mense, wanneer ons iets doen vir mense, dink ons dit moet altyd wees vir die armes. Here, het jy gesien ek het vir daai ou nou R5 gegee? Nee? Ek wil vandag vir jou kom sê, daar's meer waarde in om vir hulle wat arm is van gees iets te doen, as aan die feit dat ek iets fisies gee. Oh. Is dit nodig om te gee? Natuurlik. Is dit nodig om by beginsels van die Here na te kom? Natuurlik. Maar wanneer dit kom by die nederigheid, by die diensbaarheid, wil ek vandag vir jou kom sê, beteken jou dade meer as die geld in jou sak.
Want dit is makliker om vir jou geld te gee as om jou in te laai en iewers heen te vat. Dit is makliker om vir jou geld te gee as wat jy vir my vra om vir jou te bid. Julle sal verbaas as mense weet jy's 'n pastoor, hoe maklik hulle vir jou kan geld vra. En dan sê ek, vir 'n goud en silwer het ek nie. Maar dit wat ek het. En ek wil vandag vir die volgende kom sê. Die Here sit ons in plekke tussen die wêreld. Ek kan vir jou getuig van waar die Here my baie keer insit, waarvoor kerke en kinders van die Here my veroordeel. Ek kan ook vir jou met baie liefde sê, ek het written warnings daarvoor. Kan dit ook vir jou wys. As gevolg van die plekke in die wêreld waar die Here my sit. En dit maak dalk nie sin nie, en jy kan my vrou vra as getuie. Hoeveel keer het self my gesê, dit lyk nie so goed nie. Sê ek vir die Here het my daar gesit. En ek kan vandag vir die volgende kom sê, daar was nog nooit 'n keer wat dit nie vrug gedra het nie. En ek het vir daai oomblik daai veroordeling gevat, net soos Petrus vir die Here gesê, Here, jy kan dit nie doen nie, jy mag dit nie doen nie. Toe sê hy vir hom, ek moet hierdie doen, sodat jy kan verstaan. So ek vir jou moet sê, vir wat se tipe mense uit die Here my al gestuur het om voor te gaan bid, of op 'n plek te wees, totdat ek wag en onthoudend daar is, totdat die Here my die geleentheid gee, en ek daardie geleentheid gebruik, wil ek vandag vir jou sê, ek en jy is geroep vir dit. Ons is geroep vir daardie diensbaarheid, daardie ou wat jy glo nooit die Here sal dien nie, daardie ou wat jy vasglo, dalk by die werk, dalk in jou gesin, dalk in jou huis, dalk waar jy ook al jouself bevind, daai ou sal nooit die Here dien nie. Ek wil vandag vir jou sê, as jy nie daar is nie, wie gaan hy bel as hy die Here nodig het? Hy het jou nodig. En jy kan vir my vrou vra agter my rug, jy kan vir mense vra wat al baie getuienisse gehoor het, julle wat dit ook al gehoor het, hoeveel keer was ek net daar? So om te veroordeel, Jesus het nie vir Judas veroordeel nie. Hy het geweet wat gaan hy doen. Weet jy hoeveel keer in my lewe het ek al geweet wat mense gaan doen, en nog steeds sit die Here my en jou as die lig daar. En glo my, die veroordeling is daar. Het jy gesien waar Bucks is? Het jy gesien wat Bucks doen? Die oproepe wat ek kry, die feit dat mense wat my nie eens ken nie, my veroordeel as gevolg van dit wat hulle gehoor het, wil ek vandag vir jou kom sê, ek vertel nie vir jou hierdie om jou, my te laat jammer kry en te voel, dis wat nie. Ek vertel vir jou hierdie om te weet dat wanneer ek en jy ja gesê het vir die Here, is ons bereid om net die voete te was. Want dit is genoeg. Ek is bereid om net die woord van waarheid vir 'n oomblik daar te wees. Waartoe roep die Here jou om te dien? Waartoe roep die Here jou om jouself so bietjie te verontmoedig, te verneder en te kom sê, Here, ek is hier vir hierdie rede. En ek wil jou uitnooi, raak betrokke met dit wat ons vir die stad doen. Raak betrokke by dit wat ons doen vir die koninkryk. Raak betrokke daar waar jy 'n verskil kan maak. Raak betrokke en dien. Want jy sien, julle weet hoe om diens te ontvang. Kan ek jou sê, hoe weet ek dit? Want jy sit hier en luister na hierdie boodskap. Jy ontvang op hierdie oomblik. En nou dat jy weet hoe om te ontvang, wil ek vir jou vra, nou moet jy weet om te dien. En hoor my hart, ek preek nie nou vir jou om te sê, jy moet asseblief help met street stop nie. Jy moet ook, maar ek preek sodat jy kan sien hoe dit lyk om te dien. Ek preek sodat jy kan verstaan wat dit is, dat wanneer die stad opstaan om iets vir die Here te doen, dat ons verby die veroordeling kyk. As ek weet hoeveel mense het al vir my gesê, ag, ons probeer dit al vir jare. Sê ek is reg. Dis okay. Dit het misluk want ons het die visie gemis.
Almal gaan nie saam met ons stem nie. Almal gaan nie saam met ons dien nie. Maar ek wil vandag vir die volgende kom sê, maak seker dat jy dit doen, vir hoekom die Here jou geroep het. Daar's 'n rede hoekom jy in hierdie gebou en in hierdie kerk sit. Dit is my jammer dat almal nie vanoggend hier is nie. Maar daar's 'n rede. En die Here soek nie noodwendig dalk jou tyd nie. Hy soek nie noodwendig jou woord nie. Hy soek nie noodwendig jou geld nie. Maar hy soek dit wat jy kan bring. Tot die beste van jou vermoë. Dalk is dit 'n melktert of 'n gemmerbiertjie of 'n 10 randjie. Maar maak seker. Want ons lewens laat ons nie toe om altyd dit te doen nie. Kom ons wees nou maar eerlik. Dit doen nie. Maar wat vra die Here van jou om te doen? Want ek kan jou beloof, hy vra jou nie om niks te doen nie. Hy vra jou om dit te doen wat jy kan. Ek het vir julle goeie nuus, ek sluit net een keer af vandag. Geloof hom. Jy is vir meer geroep as om net hier te sit. Doen wat jy kan. In die week bel 'n ouma en ek sluit af met hierdie getuienis. Ek wou dit nie share nie, maar ek gaan. Hy bel my en sê, Pastoor Buks, wat kan ek doen vir die kerk? Ek sê, dalk bywoon. En hy sê vir my, hy het eers 'n rukkie stil gebly en hy sê, wel, dit is bietjie vir my moeilik. Ek sê van, wat bedoel jy met die kerk? Hy sê, nee, koninkryk. Ek sê, okay, so nie vir Kerigma nie. Vir die kerk. Ek sê, wat het jy om te gee? Wat's in jou hande? Hy sê, ek het nie tyd nie, want my werk laat dit nie toe nie. Hy sê, ek het nie geduld nie, want ek het dit nie gekry nie. Ek sê, wat het jy? Hy sê, ek weet nie. Ek sê, ek gaan bid dat die Here vir jou wys wat jy het, en dan kan jy dit gee. En hy bel my, en hy het toe dit gegee wat hy het. En nee, dit was nie geld nie. En ek vra hom, hoe het dit gevoel om te gee wat jy het? Hy sê, weird. Ek sê, want ons het die verwagting om altyd te gee dit wat ons verwysingsraamwerk dalk van hierbo af geleer is om te gee. Net die Here kan vir jou wys wat jy moet gee. Doen dit. Gee dit. Dalk is dit iets vir maatskaplike afdeling. Dalk is dit geld. Dalk is dit 'n blikkie kos, dalk is dit jou tyd, dalk is dit om klere uit te sorteer hierdie woensdag aand by Baptiste 5 tot 8. Dalk is dit om net op te daag, dalk is dit om te sê, ek kan nie bly nie, maar hier is 'n bottel koeldrank. Dalk is dit om net te sê, ek bid saam met julle. Ek kan vandag vir jou soveel voorbeelde gee. Maar maak seker jy doen vir die koninkryk, dit wat die Here sê. Maak seker jy doen vir hierdie gemeente, dit wat die Here sê. Want daarop is vrug. Daar was 'n goeie plek om amen te sê. So Vader, ek bid, Here, mag U ons wys, mag U ons leer hoe om te dien. Mag U ons help om te ontvang, mag U ons help om te gee. Bo dit alles bid ek, Here, dat ons U sal verheerlik in alles wat ons doen. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.
My hart is regtig dat hierdie boodskap uit sal gaan vandag, sodat daar eenheid bewerkstellig kan word in dit wat ons doen vir die koninkryk. En dat ons sal dien. As jy nie weet waarom betrokke raak, jy kom praat met ons. Ons gaan jou 100% help. Goed, ons gaan kyk na die week se